Filippense 2 vers 12 en ons gaan vandag net 2 verse hanteer. Ek wou oorspronklik tot by vers 16 kom vandag en teen die tyd wat ek geskryf was tot by die einde van vers 13, toe was ek by so 1 uur en 10, uur 15 minute se preek al. So toe het ek maar gestop en toe het ek so 'n bietjie probeer uitsny. So ons kom net by vers 12 en vers 13 van Filippense 2 vandag. En as inleiding wil ek vir jou vra, is God soewerein? Is hy in beheer? En die antwoord is, ja. Kan God met ons doen wat hy wil? Die antwoord is, ja. Sal God met ons doen wat hy wil? Ja. So moet ons dan onsself net oorgee aan God en hy sal alles in ons doen. Moet ons dan niks doen nie, as God met ons gaan doen wat hy met ons sal doen? Of nie? Moet ons dan net vir God vra om in ons te werk, en dan bak ons vir lekker popcorn, springmielies. Ek het eers popcorn geskryf, my vrou het gekorrigeer na springmielies toe. Springmielies, en jy gaan sit op die bank en jy rus. Vat jou golfsak, jy gaan speel 'n bietjie golf. Jy het mos vir God gevra. Hy sal ons moet doen wat hy wil. Moet ons geestelik passief wees? Is die Christen lewe let go and let God? En dit is 'n tema gewees van 'n beweging wat al in die 1800s begin het en nou nog besig is. Is die enigste werk wat ons as Christene moet doen om onsself oor te gee aan God. Is dit die enigste werk? Nou hierdie tipe van vraag bring ons by die vraag wat ons vandag na gaan kyk, as ons kyk na Filippense 2 vers 12 en 13. En daai vraag is, wat is die gelowige se rol in heiligmaking en wat is God se rol in heiligmaking? Is heiligmaking ek of is heiligmaking God? Is heiligmaking geloof of is heiligmaking werk? Is dit vertroue of is dit gehoorsaamheid? Is die Christen lewe, en daai is ons groter struktuur net, is die Christen lewe 1 Korintiërs 15 vers 10. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Toe is die Christen lewe net deur God se genade. Of Efesiërs 1 vers 18 en 19. Verligte oë, en wat Paulus hier doen is hy bid vir die Efesiërs en hy sê, hierdie is wat ek vir julle bid, ek wens julle sal hierdie verstaan. Verligte oë van julle verstand, dit wat julle sal verstaan, sodat julle kan weet wat die uitnemende grootheid van sy krag vir ons is, of ten opsigte van ons is, in ons is, ons wat glo. Hoe groot is sy krag? Na die werking van die krag van sy sterkte, en dan gaan hy verder en hy verduidelik, dis dieselfde krag wat vir Christus uit die dood uit opgewek het, en hom gesit het as heerser oor alles. Daai krag werk in ons. So is die Christen lewe God se krag in ons. Of 2 Petrus 1 vers 3, wat ons in die Bybelstudie hanteer het op Dinsdae-aande. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. So is die Christen lewe, dis God se krag in ons en is 'n geskenk. Of aan die ander kant, teenpool, Kolossense 3 vers 5, maak dood dan jou lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodsdiens is. So is die Christen lewe dalk nie 'n oorlog nie. Ons wat ons sonde begeertes moet doodmaak, aktief. 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedelinge van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Laat ons die heiligmaking volbring. Is dit die
die Christen lewe. Efesiërs 4 vers 1. Ek vermaan julle, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Is die Christenlewe 'n wandel? Werk. 1 Korintiërs 9 vers 24 en 25. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit seker kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. 'n Atleet eet nie net wat hy wil nie. Hy kyk wat hy eet. Hy is gedissiplineerd. Hy onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike kraans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie, maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar. So is die Christenlewe 'n wedloop waarin ons moet hardloop, waarin ons gedissiplineerd moet wees, waarin ons, om Paulus se woorde te gebruik, onsself kastei, sodat ons nie ons vleeslike begeertes sal uitleef nie. 1 Timoteus 6 vers 12. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is. So is die Christenlewe 'n stryd. So is dit God se krag? Is dit God wat dit doen of is dit ons? Of om dit anders te vra, is die Christenlewe werk uit julle eie redding, of is dit God wat in julle werk? Wat sien is dit? En die antwoord is, dis albei. Dit was als verse in die Bybel wat ek aangehaal het, hulle moet almal waar wees, in dieselfde tyd. Al hierdie goeders, is als waar. Ons moet werk, want God werk. Ons moet veg, want God veg in ons. Ons moet wandel in die Gees. Die Christenlewe is 100% genade in God en 100% werk in ons. Wanneer jy oorspronklik gered was in jou regverdigmaking, was dit totaal en al genade, dit was God se werk gewees. Daar's niks werk, jy kan nie werk om jouself te red nie. Maar as dit kom by heiligmaking, dan is dit 100% God se werk en 100% die mens se werk. En kom ons lees die teks saam. Dit het net om dit op te gestel het. Filippense 2 vers 12. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. 2 ongelooflike verse. 2 verse wat is die moeite werd om hulle te gaan memoriseer en hulle te gaan bestudeer en hulle te verstaan. So ons studie vandag is 'n studie oor werk uit jou redding, want God werk in jou. Ons wil hierdie ding beter verstaan, sodat ons dit kan gaan doen, sodat ons kan gaan uitleef, sodat ons kan gaan verander. En hier is ons uitleg, ek gaan dit nou al gee en dan gaan ons deur dit werk. Eerstens, daar's die opdrag, werk uit, dis 'n opdrag. Tweedens, daar's die motivering, die vers begin met daarom. Derdens, daar's die houding, met vrees en bewing. En vierdens, daar's die bemagtiging, dis vers 13, want dit is God wat in julle werk. So kom ons begin nou met die opdrag, en ons gaan weer deur hulle gaan, vir die van julle wat notas neem. So kyk dan na vers 12, hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit. Dis die opdrag, werk julle eie redding of heil uit. En ons het 2 weke gelede, het ons al reeds begin kyk hierna, ons het al klaar 'n bietjie daaroor gedink, en dis hoef ek ons net te herinner aan dit, en ek gaan so 1 of 2 goedjies bysit, goed wat ek nog gesien het, soos ek meer na die teks gaan kyk het. Onthou eerstens, hierdie is nie om vir jou redding te werk nie. Dis nie om vir jou redding te werk nie.
Ons werk nie sodat ons gered kan word nie, maar omdat ons reeds gered is. Ons het reeds redding. Ons het ook gesê, hierdie is nie dat ons redding moet behou nie. Dit is nie dat God het alles gedoen in die begin en hy het ons gered en nou staan God een kant toe met sy arms gevou en hy kyk hoe ons spook in spartel en so weet nie. Dis ook nie dit nie. God begin nie die proses en dan moet ons dit klaar maak nie. Hierdie sê dat ons die redding wat ons reeds het, moet uitwerk. Ons het daai redding, ons moet dit uitwerk. Ons moet die geestelike waarhede wat reeds waar is in ons uitwerk, tot uiting bring. Ons is dood vir sonde, sê Kolossense 3 vers 3, daarom moet ons sonde doodmaak in ons, Kolossense 3 vers 5. Ons het die Heilige Gees in ons, Galasiërs 4, paar verskillende plekke, daarom moet ons die vlees gaan doodmaak en moet ons in die Gees wandel en moet ons die vrug van die Gees kweek. Galasiërs 5 vers 16 en 22. Ons is een in Christus en ons het eenheid in die liggaam, die hele eerste paar hoofstukke van Efesiërs. Daarom moet ons daai eenheid gaan bewaar. En dan gaan daarin werk dat dit sal sterk bly. Efesiërs 4. Ons is nuwe skepsels in Christus, 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom moet ons daarin gaan werk om ons denke te vernuwe. Ons is nie. Ons moet anders gaan dink. En daai Griekse woord werk uit was soms in sekulêre Grieks gebruik in mynbou. Dis 'n mynbouterm gewees. Jy het sê nou maar silwer diep in die aarde en dan het hierdie ouens gaan werk, hulle het dit gaan grou, hulle het dit gaan uithaal. Hulle het gaan uitwerk tot bo die grond. En dan het hulle dit gaan suiwer en ontgin. En dan het hulle dit gaan sit in 'n vorm wat bruikbaar is. Sê nou maar munte daarvan gedruk. So hulle die silwer uit die myn uitgewerk. Dis die prentjie, dis die illustrasie. Net so moet ons die geestelike waarhede wat reeds in ons is, gaan uitmyn. Ons moet dit gaan uitwerk, sodat dit sigbaar word, sodat dit bo kan die grond is, sodat dit prakties kan gesien word in ons lewens en bruikbaar is, in 'n vorm is wat bruikbaar is. Die geestelike realiteite van wedergeboorte moet gesien word bo grond. Maar hoe kan ek sien of jy wedergebore is? Aan die binnekant. Ek kan dit nie, daar's nie een of ander, jy gloei nou anders of so nie, maar jy werk dit uit aan die buitekant, dan word dit sigbaar. Maar hierdie woord het, so dis die illustrasie, die prentjie wat jy vir jouself kan gee, is daai idee van mynbou. Ons gaan myn dit uit. En dit vat werk om iets uit die grond uit te myn. Maar hierdie woord het ook beteken om iets tot sy volheid te neem, om iets te voltooi, iets tot by sy uitpunt te bring. En God red ons nie net sodat ons dieselfde kan bly nie. Hy het jou nie net gered in jou sondige kondisie en jy is daar gelos nie. Dis nie wat redding is nie. Die doel van redding is sodat ons sal verander, sodat ons meer soos Christus sal word, soos Jesus sal word. So die volheid van redding is nie net om gered te wees nie, maar om geestelik te groei en om te verander om meer soos Jesus te word. So om jou redding uit te werk is om volkome toegewy te wees om meer soos Jesus te wil word. En die moeite in te sit, die werk in te sit, laat dit gebeur. Om te werk sodat die totale pakket van redding, nie net daai begin stukkie van redding nie, maar redding is redding. En ons moet werk aan hierdie gedeelte van redding. Dis deel van die pakket van redding. Moet ons laat uitkom, uitmyn. En hierdie is die opdrag. Dis 'n opdrag om te gaan uitwerk. Dis 'n opdrag om te gaan werk. Daar is die verwagting dat ons van ons kant af die moeite gaan insit. As ons niks hoef te gedoen het nie, dan sou hy nie vir ons die opdrag gegee het nie. Ons het die opdrag om te gaan doen. Hierdie verwag dis inspanning van ons af. Dit verwag sweet.
Hierdie kom soos wat ons onsself dissiplineer. Soos 1 Korintiërs 9 vers 26 en 27 sê, of enigeen van die ander wat ons na vroeër gekyk het. Ek hardloop, dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Ek is besig om net mooi niks te doen nie. Ek sê jy is besig om myself reg te kry, myself te dissiplineer. Maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar. Daar's dissipline hierin. Dit was die opdrag gewees. Werk jou redding uit. Gaan myn dit uit. Maar hoekom sal ons dit wil doen? Wat is die motivering vir jou, vir my, ons redding te gaan uitwerk? Dit bring ons by ons tweede punt, die motivering. Vers 12 begin, en as julle afkyk en julle sien, dit begin met daarom, my geliefdes, daarom. Maar hierdie daarom is nie 'n gewone daarom in die Grieks nie. Hy's 'n bietjie sterker. Met hierdie woord is Paulus besig om te sê, die logiese slotsom van dit wat ek nou net gesê het, is julle moet julle redding uitwerk. Die logiese slotsom, dis die idee hiervan. So ek het nou net iets vir julle vertel, die logiese gevolg is dat jy met jou redding gaan uitwerk. Dis wat hy vir ons hier sê. So Paulus het vir ons gepraat, waaroor het Paulus met ons gepraat in vers 12 en vers 13, waarvan hierdie die logiese slotsom is. En dis die hele gedeelte voor dit, vanaf vers 5. Paulus het ons Jesus 'n voorbeeld gegee van nederigheid. Paulus het vir ons gewys hoe Jesus ander se belange bo sy eie gestel het en bereid was om slaaf te word. Nog verder gegaan het, hy het homself gehoorsaam gemaak tot die dood toe, dood van die kruis. Hy was bereid om te sterf vir ons sondes. En Paulus het geëindig daai gedeelte met Jesus wat verhoog is, Jesus wat hierdie naam gegee is wat bo enige ander naam is, en Jesus wat eendag deur almal gaan aanbid word. En die logiese gevolg is, ons moet ons redding gaan uitwerk. So hierdie prentjie van Jesus, wie hy is, wat hy gedoen het, waar hy nou is, hoe verheerlik hy nou is, daai prentjie maak dit net logies dat ons die redding wat hy bewerkstellig het, sal gaan uitwerk. As dit is wat hy alles gedoen het om ons te red, en as dit is wie hy nou is, dan moet ons redding gaan uitwerk. Dit kan nie anders nie. En hierdie is die korrekte motivering, soos wat jy kyk na Jesus, dit wat hy gedoen het, wie hy is, en hoe verheerlik hy is. Dit is jou motivering. Dit is vir jou die motivering om jou redding uit te werk, om die harde werk te doen, om dag in en dag uit af te gaan in die myn van die woord en daar te gaan myn. Af te gaan in gebed en te gaan myn. Om in jou verhouding met jou man en jou vrou jou redding te gaan uitmyn. Daar by jou werk te gaan werk en jou redding gaan uitmyn. Dit wat ons gesien het in die vorige weke, dit is die motivering. Ons werk ons redding uit nie omdat dit ons red nie, of omdat dit ons redding behou nie, maar omdat Jesus hierdie gedoen het, omdat hy homself so laag gevat het, gehoorsaam was tot die dood toe, gesterf het, verheerlik is, eendag gaan terugkom en omdat almal, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Dit is die motivering. En ons as mense om ons kan nie die hoofmotivering wees nie. Kyk wat skryf Paulus in die res van die vers. Hy skryf daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. So Paulus sê vir hulle, dat hulle nie net moet gemotiveerd wees om gehoorsaam te wees, wanneer hy by hulle is nie, maar nou dat hy nie by hulle kan wees nie, nou moet hulle nog meer gemotiveerd wees. Hy kan nie die motief wees nie, hy kan nie motivering wees nie. Hulle motivering om hulle redding uit te werk, kan nie gebaseer wees op wie Paulus is, of waar Paulus is. Is Paulus by ons? Is Paulus nie by ons nie? Dit moet gebaseer wees op wie Jesus is, en waar Jesus is.
regterhand van God die Vader en altyd teenwoordig. Selfde tyd. Jou motivering kan nie gebaseer wees op Matt, op Frank, op Mani, op enigiemand anderste in hierdie gemeente wat jou gaan opvolg en gaan sê, waar was jy? Hoe gaan dit met jou lewe nie? Ons het die opdrag om mekaar te gaan motiveer. Hebreërs 10, vers 24. Ons moet mekaar gaan aanspoor tot liefde en goeie werke. God het die kerk gegee sodat ons mekaar kan gaan motiveer. Maar as jy net gemotiveer is, deur my of deur Matt, wat dalk met jou gaan kom praat, dan is daar iets fout met jou verhouding met Christus. As 'n mens, wie ook al, groter motivering vir jou is as Jesus, dan is iets fout met jou redding. Dan moet jy gaan dink, gaan evalueer. Jou verhouding met Jesus en wie Jesus is, moet dit wees wat jou aan die binnekant dryf. En dan van die binnekant af gaan jy en sê, hou my verantwoordelik. Ek het nodig om gemotiveer te word. Van die binnekant af stel jouself beskikbaar. Van die binnekant af is jy hier, dat mense jou kan motiveer en jou kan help. Ons moet die redding wat God vir ons gegee het in die binnekant moet ons gaan uitwerk. Ons kan nie hierdie redding van buitekant af probeer aanplak nie. Dit is nie moontlik nie. En dit is hoekom jy nie 'n ander persoon se gewete kan wees vir hom nie. Jy kan nie 'n ander persoon se gewete wees vir hom nie. Jy kan omgee, jy kan opvolg, jy kan vra, jy kan gaan motiveer en aanspoor. Maar as daar niks binnekant is nie, dan help dit nie jy plak dit aan die buitekant aan die hele tyd nie. Dit moet van binnekant af uitgewerk word. So mag ons mekaar aanspoor, mag ons mekaar motiveer tot liefde en goeie werke. Want dis wat ons aan die binnekant al gebeur het, wat waar is van ons. Dit was die tweede punt, die motivering. So eerstens die opdrag, tweedens die motivering, derdens die houding. Paulus skryf dan aan die einde van daai vers, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. En ek het dit nie in die notas ingesit nie, maar met vrees en bewering staan vooraan. Met vrees en bewering werk julle eie heil uit. Dis die claim. Griekse woord vir vrees is phobos. Waar ons Afrikaans fobie vandaan kry. Nie heeltyd, dit is nie selfde konnektasie heeltemal nie, maar ek gebruik die woord net om vir julle te sê, hierdie is 'n sterk woord. Fobie, phobos. Die Griekse woord vir bewering is traumos, waar ons sy Afrikaanse woord trauma vandaan kom. Of die Engelse tremor, bewering. Jy bewe as gevolg van dit wat jy gesien het, of as gevolg van iets wat met jou gebeur het, ervaring wat jy gehad het. Dis die idee. So daar's hy, as vrees, as 'n bewering, as amper trauma. Wat bedoel hy daarmee? Hoe gaan dit ons help om ons redding uit te werk? Nou, soos ons 2 weke terug gesê het, ons het hierdie vrees en ons het hierdie bewering as gevolg van wie ons weet Jesus is. En as gevolg van die prys wat ons weet betaal is. Ons weet hoe gewigtig hierdie saak is. Ons het hierdie gesonde vrees en bewering omdat ons verstaan hoe heilig God is. Ons verstaan hoe groot die prys is. En ons verstaan hoe sondig ons is. Selfde tyd. Ons verstaan hoe sterk die temptasie van sonde is in ons lewe. Daarom het ons vrees en bewering. En ons verstaan dat hierdie sonde wat ons doen, word voor God gedoen. Dit word nie net voor God gedoen, dit word teen God gedoen. Dit word teen hierdie Jesus, wat homself so sou verneder het, so laag geword het, dood gegaan het vir jou. Dit sonde is teen hom. En hy's heilig. Dit is daai tipe van vrees en bewering. En dis nie 'n vrees en bewering wat ons immobiliseer, wat maak dat ons nie kan beweeg, wat vrees partykeer doen nie. Nee, hierdie is juis 'n vrees wat maak dat ons alles gaan insit, alles gaan gee. Want kyk hoe heilig is hy.
En kyk hoe maklik kan ek val, en daarom gaan ek waaksaam wees. Daarom gaan ek versigtig wees, daarom gaan ek alles insit. Daarom wil ons alles gee. Ons verstaan. Hy hou ons vas. Ons verstaan wie dit is wat ons vashou, en daarom doen ons alles om aan te hou aan hom vas te hou. Sit ons alles in. En hierdie gesonde vrees en bewing is die teenoorgestel van die volgende. Wel, jy weet, ek is mos gered. God hou my mos vas. Daarom hoef ek hoef nie te bekommerd te wees nie. Ek hoef nie regtig waaksaam te wees nie. Hy is besig mos om te waak. Ek hoef nie regtig om te gee oor wat ek myself aan blootstel, wat ek kyk, die vriende wat ek het, die plekke waarheen ek gaan nie, want God bewaar my mos. Ek sal mos, dis mos sy krag. Sy wat die werk doen. Ek hoef seker nie bekommerd te wees nie. God sal my mos help om nie te val nie. Ons moet ons redding uitwerk met vrees en bewing, met 'n gesonde hoeveelheid wantroue in myself en my eie vermoë en 'n gesonde visie van hoe heilig en hoe groot en hoe wonderlik God is. Dis wat ons motiveer. Dit was vers 12. Dit was ons 100% gewees. Dis ons kant. Dit was werk uit. Nou gaan ons kyk na God wat inwerk. Ons kyk na die bemagtiging. En 4, die bemagtiging, vers 13. Want dit is God wat in julle werk. Dit is God wat in julle werk. En in die Grieks is die klem op God. Want die vers begin met God. Hy het hierdie hele ding gesê van ons wat moet werk, met vrees en bewing, en dan die volgende woord is God. In die Grieks, vers 13. Want as jy dit sou klink vir ons. Want God is dit wie in julle werk. God is die een wat in julle werk. Hy werk in ons, hy werk persoonlik in ons. Ons kan niks doen sonder God wat in ons werk nie, soos Jesus sê in Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle 'n klein bietjie doen? 1% doen? Niks. So wat die teks sê, niks doen nie. God werk persoonlik in ons. Dis wat die teks sê. God werk in ons. In ons geestelike groei en in ons uitwerking van redding gebruik God instrumente. Daar's verskillende instrumente wat God gebruik. Een van die instrumente wat hy gebruik is die gemeente. Hy gee vir ons leiers in die gemeente, hy gee vir ons lidmate in die gemeente. En ons almal saam motiveer mekaar en ons help mekaar om ons redding uit te werk. So God gebruik die gemeente. 'n Ander instrument wat hy gebruik is die woord. In die woord gee God vir ons alles wat ons nodig het. Eerstens sodat ons kan sien ons sondes. Woord is 'n tweesnydende swaard wat inkom in ons sondes en ons hart vir ons oop lê en ons kan ons sondes sien. Maar die woord rus ons ook toe vir elke goeie werk. Dat die man van God volkome toegerus kan wees vir elke goeie werk. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Maar hierdie vers, so God gebruik haar instrumente, hy gebruik die gemeente, hy gebruik die woord. Maar hierdie vers sê nie dit nie. Die vers gaan verder as dit. Die vers sê, God self werk in ons. God self, deur die Gees, werk in ons. Dis nie net die eksterne dinge nie. So God werk deur die gemeente, hy werk deur die woord, maar hy werk persoonlik ook in ons. En as God werk, as God iets probeer doen, hoeveel kere gaan dit gebeur? Elke keer. As God werk, dan gebeur dit. Elke keer. Job 42 vers 2. Nou weet ek, dat geen ding vir u onmoontlik is nie. Niks nie. So hierdie vers moet vir jou baie hoop gee, as jy werklik gered is.
Vir elke werklik gelowige is vers 13 'n wonderlike, hoopvolle vers, want God werk persoonlik in jou. Maar hoe werk God in ons? Hoe werk hy in ons? Johannes 14, vers 16 en 17 en 20. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Die Heilige Gees gaan hy stuur. Omdat dit hom, die Heilige Gees, nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Binne in julle gaan hy bly. Vers 20. In die dag, wanneer die Heilige Gees gekom het, sal julle weet dat ek in die Vader is, en julle in my, en ek in julle, deur die Gees. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Jesus leef persoonlik in my, deur die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So God die Vader en God die Seun werk persoonlik in ons deur God die Heilige Gees wat in ons bly. So hy doen dit deur die Gees. Maar daai woord werk, die woord self, werk, help ons ook om hierdie bietjie beter te verstaan. Hierdie woord is nie dieselfde woord vir werk as in vers 12 nie. Dis 'n ander woord. Die woord hier is energeio. Energeio, waar ons die Afrikaanse woord energie vanaf kry. Energie. So God is die een wat die energie in ons werk. Hy is die dinamo, hy gee die krag, hy verskaf die krag in ons. Hy gee vir ons die energie. Dit is sy krag wat ons beweeg, ons hou, ons in staat stel. Hy gee die energie. En hoeveel krag, hoeveel energie het God? Oneindig. Ons weet nie hoeveel, ons kan dit nie meet nie. Ons gebruik 'n woord en net sê, dit kan nie heeltemal gemeet word nie, maar dit is net oneindig, hou net aan. En aan, en aan. Hy het al die krag, al die energie, daar is niks wat vir hom onmoontlik is nie. Niks wat in sy pad kan staan as gevolg van sy krag nie. Efesiërs 3 vers 20. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag. En nou gaan jy dink hy praat dalk van die krag waarmee hy die skepping gemaak het, of die krag wat in ons werk. Daai krag. God se krag, sy energie werk in ons persoonlik. En dit is as gevolg van hierdie krag dat Paulus kan sê in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee, Christus wat my krag gee. So as ons nie besig is om te groei nie, dan is dit nie, as jy 'n Christen is, dan is dit nie dat jy nie genoeg krag het nie. Want God se krag, sy energie werk in jou en is oneindig. Dit moet dan wees as jy 'n Christen is en jy groei nie, dat ons nie daai krag laat werk in ons nie, jy is ongehoorsaam. Of dit is dat jy het nie daai krag in jou nie. Maar as ons werklik gered is, dan sal God sy werk in ons aanhou. Ons sal nie sy werk in ons kan keer nie. God sal ons heilig maak. Hy gaan ons heilig maak. En God mag ons dalk tugtig om ons heilig te kry, Hebreërs 12. Of God in een ander plek in die Bybel, dan mag dalk meer wees, ek dink nou net in een, maak hy ons dood om ons heilig te maak. 1 Korintiërs 11, vers 29 tot 32. Baie spesifieke geval, dis die uitsondering. Dis nie hoe God gewoonlik werk nie, maar God gaan jou heilig kry. Daar's genoeg krag. Hy sal dit doen as jy sy kind is. So God werk in ons, en sy werk in ons sal suksesvol wees. Soveel hoop in hierdie vers. Soveel hoop.
So God werk persoonlik in ons. En hy is die krag, die energie in ons, sodat ons redding sal kan gaan uitwerk. Dit beteken nie ons gaan sit en kry popcorn of van wat jou golfstokke nie. Ons gaan werk. Ons moet 100% werk, want God werk 100% in ons. Hoe dit presies werk, weet ek nie. Maar die Bybel sê, ons moet uitwerk, ons het die opdrag, God werk in ons. Ons het die verantwoordelikheid om te bly vashou tot aan die einde, en tog weet ons, God sal ons vashou tot aan die einde. Die wie die Vader vir my gegee het, ek sal geen van hulle verloor nie. Dis 'n misterie, is nog een van daai's. Maar kom ons kyk net verder na die vers. Ons dink so 'n bietjie meer oor hierdie. Het sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk. So God werk in ons, sodat ons sal wil, en sodat ons sal werk. Na sy welbehae. So God werk aan ons begeertes, en hy werk aan ons optrede. Albei van daai. Eerstens, hy werk aan ons wil. Hy werk aan ons sodat ons sal wil. Hy werk sodat ons die regte wil, die regte begeertes sal hê. Maar hierdie woord vir wil, daar's 'n paar verskillende woorde vir wil in Grieks. Hierdie ene praat nie van 'n skielike begeerte nie. Dit praat nie van 'n impulsiewe wil nie, begeerte nie. Dit praat ook nie van 'n wil wat uit jou emosies uitkom nie. Hierdie praat van 'n wil wat 'n keuse is, wat goed deurdagd is. Dit kom uit jou denke uit. Dit is 'n vasberadenheid. Dit is 'n deurdagte wil. Dit is jou intensie. Dit wat jy wil bereik, wil doen. God werk in ons sodat ons intensie, ons deurdagte keuses meer en meer word soos wat hy wil, na sy welbehae. En ons sien 'n voorbeeld hiervan in Esra. Ek het verkeerde kant toe gedruk nou, het ek oor hom gespring. Ek het hom nie op die bord nie. In Esra 1 vers 5. Wat gebeur daar soos, jy het al die ouens wat in Babylonië en in Susan is. En Kores het die bevel gegee en gesê, julle kan teruggaan, julle kan die tempel gaan opbou. En dan sê dit hierdie, toe die familiehoofde van Juda en Benjamin klaar gemaak, en die priesters en die leviete, hulle het dit self reggemaak, hulle gaan nou gaan, hulle het hierdie besluit gemaak, dis hulle vasberade wil. En dan sê dit, elkeen wie se gees God opgewek het, om op te trek. Dis hulle wil, so wat hulle wil, die groot plan wat hulle gehad het, die intensie wat hulle gehad het, God is die een wat dit in hulle gedoen het. Sodat hulle die tempel weer kan gaan bou. En hoe doen God dit? Wel, ons weet nou, hy doen dit deur sy gees, maar ons kan ook vra, hoe lyk hierdie? Hoe lyk hierdie in ons lewens? 2 areas. Eerstens, ten opsigte van sonde. Dit is om te wil om nie te sondig nie. God begin jou intensies, jou vasberade besluite te verander oor sonde. Jy wil nie meer sondig nie. Inteendeel, jy raak onvergenoegd met jou sonde. Jy het nou genoeg gehad van jou sonde. Jy is nou siek en sat dat jy aanhou sondig en jy besluit, ek gaan werk aan. Nie met te sondig nie. Dis die een kant van die wil wat God in ons werk. En die ander kant is positief. Jy verander in jou wil om te groei. Ek gaan nie net ophou hierdie goeters doen nie, maar ek gaan nou gehoorsaamheid aantrek. Ek gaan gehoorsaam wees. Jy het meer en meer die intensie om te verander. Jy begin meer en meer alles doen wat jy kan om geestelik te groei. Dit word gesien in jou lewe. Jy kom by die Bybelstudies uit wat jy kan kom. Jy het tyd in die woord. Jy het vat tyd in gebed. Jy vra mense om jou. Help my, wys vir my. Jy doen alles wat jy kan om geregtigheid aan te sit, jou redding uit te werk. Of ons kan dit so stel, die 2 kante. Dit is om jou sonde meer te haat en geregtigheid meer lief te hê. Dis hoe dit lyk as God jou wil begin verander. So God werk aan ons om te wil. Maar hy werk ook in ons om te werk.
Dis wat die teks sê. So tweedens werk God aan ons werke. So dis 'n verandering wat gebeur in ons begeertes, ons wil, ons toewyding, dit wat ons wil gaan, en dit maak, wat veroorsaak, dat ons anders optree, dat jy anders gaan doen, dat jy het gaan begin uitleef, dat jy gaan begin werk. Jou houding begin verander binne in jou, en dis verander jou aksies, jou optrede. So as jy God se kind is, as God in jou is deur sy Gees, dan sal hy aan jou wil werk, en hy sal, daai verandering in jou wil sal nou maak dat jou aksies, jou werke anders lyk. Dit gaan uitkom, jy sal verander oor tyd. So daar's 'n logiese pad hierso. Ons 'n logiese pad hierso. God is in ons, deur die Gees. God werk in ons wil. En vanuit dit is daar verandering in ons lewe. Ons kan daai pad omdraai ook. As jy nie besig is om te werk, om te verander in die areas waarin jy weet jy nie in lyn is met God se woord nie. So jy weet, dis wat God sê, dis sy openbare wil, en jy's nie in lyn nie en dit pla jou nie. Jy's nie besig om aan te werk nie. Dan beteken dit, jou werke het nie verander nie. Wat beteken, jou wil het nie verander nie. Wat beteken, God het nie in daai wil gewerk nie. Wat beteken, God is nie in jou nie. Daar's nie redding nie, daar's geen bewys van redding nie. Want as die krag van God in jou werk, dan gaan iets gebeur. Jy gaan verander. As God in jou werk, sal dit sigbaar word. So God werk in ons, sodat ons wil en ons werk na sy welbehae. Na sy welbehae. Wat beteken dit? Wat beteken om te werk na God se wat vir God welbehaaglik is? Junior, wat beteken daai woord welbehaaglik? Dit is 'n groot ene. Dit wat God bly maak. Dit wat God bevredig. Dit wat God plesier bring. Dis die idee van daai woord. Om te werk, dit wat God bly maak, God plesier bring. God tevrede stel, bevredig. God is bly wanneer ons doen wat hy sê, wanneer ons gehoorsaam is aan sy woord. Hierdie is ongelooflik, julle moet hierdie verstaan. As ons doen wat God wil hê ons moet doen, dan bring dit hom plesier. God werk in ons wil, sodat ons sal anders wil, en dan gaan ons in dit verander ons werke, en omdat ons werke verander, bring dit plesier aan God. Maar hy het dit als gedoen. Dit is ongelooflik. Ons kan God bly maak, ons kan God bevredig, ons kan plesier bring aan God. En tog is dit nie ons nie, dis hy in ons. Hy in ons. Is dit nie wonderlik dat ons God kan plesier bring nie? Ek wil vra vir jou, wat bepaal waarde? Wat bepaal dat jy belangrik is? Dat enigiets belangrik is? Wat van, as die skepper van die heelal, wat alles gemaak het, kan plesier vind in jou, kan bevredig word deur jou? Dit is wat waarde bepaal. Dit is wat vir jou waarde gee. En God doen dit in ons. Hy doen dit in ons. Ons kan dit net doen deur hom wat wil, hom wat werk, sodat ons sal wil en sodat ons sal werk na sy welbehae, na sy plesier, na sy bevrediging. Kom ons pas hierdie bietjie meer toe. Nou oorgaan na toepassing toe. Waar werk God aan jou wil? Nou, waar is hy besig om vir jou goeders uit te wys? Dit wat jy begeer, moet verander. En waar wil God hê, moet jy ander goeders gaan doen, moet jy gaan werk? Waaraan moet jy gaan werk? Wat 'n gewoonte het jy, wat God sê jy moet gaan afleer? Wat 'n verhouding is daar wat God sê jy aan moet gaan werk en moet gaan herstel? Wat 'n verhouding is daar wat God sê jy moet gaan afbreek? Want dit is nie die tipe van 'n verhouding wat jy moet in betrokke wees nie. Wat 'n verhouding is daar wat jy moontlik moet gaan begin?
Wat se houding in jou is daar wat jy moet gaan kweek? Watter begeerte in jou wil God hê moet jy gaan doodmaak? Sondige begeerte. Dag in, dag uit, nee sê, nee sê, nee sê, nee sê, sodat hy doodgaan oor tyd. Watter dienswerk wil God hê moet jy gaan doen? Watter area van jou lewe is verkeerd, goeds nie in plek nie, wat jy moet gaan werk? En watter opdrag, vanuit sy woord, aan jou, is jy nie besig om te gehoorsaam nie, wat jy aan moet gaan werk? En as gevolg van hierdie week, gebeurtenisse van hierdie week, en dit wat Matt selfs gebid het oor, is die area waar ons aanhou aan onsself moet gaan werk, is om onderdanig te wees aan ons regering. Ons moet aanhou werk aan. Ons gaan maklik verskonings kan uitkies. Daar kan nie verskonings wees as Nero die koning was wanneer die opdrag gegee was nie. Daar was 'n slegter koning, slegter regering gewees as ons in, toe die opdrag gegee was. Een van die plekke. So ons het gesien dat ons moet uitwerk, want God werk in. So daar's 'n balans in hierdie verse. Daar's 'n balans in hierdie verse. Maar dis nie net hier nie. Ons het 'n klomp ander plekke wat dit ook uitbring. En ek gaan 'n paar van hulle uitlig. En dan wil ek net 'n praktiese ding gee om ons te help. So ons is amper klaar. Die laaste stukkie gaan 'n bietjie meer prakties wees. So net 'n paar ander verse wat ook hierdie balans vir ons gee. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So dis alles hy. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. So dis alles ek. Dis alles God en dis alles ek. In Korintiërs 15 vers 10, maar deur die genade van God is ek wat ek is. En sy genade aan my was nie te vergeefs nie, dis alles God, dis alles genade. Maar ek het oorvloediger gearbei, nee, dis alles ek, as hulle almal. Nogtans, nie ek nie, maar die genade van God wat in my is, met my is. Paulus het gewerk, en God het gewerk. Kolossense 1 vers 29. En hierso praat Paulus van hy wat sy werk is om elke persoon, elke geredene volmaak, volkome voor Christus te plaas. En dan sê hy, waarvoor ek arbei en stry, is alles ek, volgens sy werking, alles hy. Wat in my werk met krag. So ek moet werk, want God werk in my. Maar hoe kan ons hierdie balans prakties hou? Hoe maak ons seker ons val nie op die een kant, hierdie kant af en sê wel, dis God alles, so ek hoef niks te doen nie. Wappelkon, springmilies. Of aan die ander kant, ek werk net en al hierdie lysies en goeders wat ek doen. En ek vergeet, dis God wat dit in my moet doen ook. Hoe kry ons hierdie balans? Hoe arbei en stry jy? Hoe doen jy hierdie? Hoe arbei ek en stry volgens sy werking? Hoe doen jy dit prakties? Hoe werk jy met sy krag wat in jou is? En ek het 'n afkorting hier en ek het dit gehoor ernstig in 'n Q&A van 'n preek wat ek 'n klomp kere gehoor het. En ek moes dit vertaal het en dalk het een van julle 'n beter afkorting waarby dit gaan opkom. Myne is EPFAD. Niks beteken regtig nie. So as een van julle dit kan beter werk, asseblief, kom help my. Maar eerstens, erken. Dis net 'n praktiese manier om ons te help. Erken. Erken dat jy nie kan gehoorsaam wees sonder God se hulp en God se krag nie. Erken, jy het hom nodig. Voorbeeld, God, ek kan nie my vrou lief hê soos wat Jesus die kerk lief gehad het en soos wat die opdrag aan my is nie. Tweedens, bid en vra God om jou te help in daai area. Voorbeeld, Here, help my nou, ek is op pad huis toe, help my nou om my vrou te gaan lief hê, help my nou om my vrou te kan gaan dien. Spesifieke
gebed. Derdens, vertrou. Vertrou in 'n Bybelse belofte of 'n Bybelse beginsel. Duidelike belofte of beginsel wat uit die woord uitkom. Okay, die van julle wat deel van Andrea se Bybelstudie is. Wat is ons memory verse vir vanaand? Waar Zag en Lara en Ianay en van julle se kinders is uit. Renate hulle. Ja, julle ken daai versie. Ek my vrou ook vra. En as Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. As jy wysheid kort kom, bid, en God sal dit gee. Belofte. So Here, U sê, ek moet bid en vra vir wysheid. Here, ek het nou wysheid nodig, ek gaan in die vergadering in. Here, ek het nou wysheid nodig, ek moet nou my kind gaan dissiplineer. Here, help my, geef my die wysheid. Here, ek vertrou dat U my gaan help nou, want U het gesê U gaan. U het belofte gemaak. En hierdie ene beteken om te kan vertrou in 'n beginsel of 'n Bybelse belofte, beteken jy moet die woord ken. As jy nie die woord ken nie, dan is daar nie beloftes wat in jou kop is nie, daar's nie beginsels wat jy kan toepas nie. Okay, so erken, bid, vertrou. Vierde ene, aksie, tree op. Ek het 'n klinker nodig gehad. In plaas van 'n konsonant, as ek my A gemaak het. Aksie, tree op. Gaan doen dit. Doen dit. Gaan hê jou vrou lief. Gaan dien haar. Gaan in die vergadering in, vertrou op God, hou aan vir hom, vra om jou wysheid te gee. Gaan in die kamer in, gaan dissiplineer jou kind, gaan praat met hom, gaan gee vir hom die waarheid, verduidelik vir hom die omstandighede. Gaan doen dit. Gaan doen dit wat jy weet jy moet gaan doen. Jy kan nie net bid en niks doen nie. Stel jou wakker, sit strukture in plek, doen wat ook al nodig is om jou te help om af te gaan in daai myn in en jou redding te gaan uitmyn, op te bring. En hier is 'n goeie voorbeeld van 'n verkeerde passiewe siening hiervan. Iemand wat net gestop het by die eerste 3 en nie gekom het by aksie nie. En ek het dit ergens by 'n boek in 'n boek raak gelees en ek kan dit onthou en ek dink ek het dit net een keer gelees van dit is 'n goeie illustrasie, dis hoekom ek dit vir julle wil gee, dat julle sal onthou. So pastoor, en ek dink dit was Randy Elkon, die pastoor waarmee dit gebeur het, nie seker nie. So pastoor, lidmaat kom in sy kantoor ingestap. Lidmaat sê vir die pastoor, ek is kwaad vir God. Pastoor sê vir hom, hoekom? En hy sê, want my vrou wil my verlaat. Die pastoor vra hom, maar hoekom? Wat het gebeur? Maar ek is gevang gewees in 'n seksuele verhouding met 'n vrou by my werk en sy wil my nou verlaat. Pastoor, maar hoekom is jy dan kwaad vir God? Want ek bid nou al vir maande lank en ek vra vir God, Here, help my asseblief dat ek nie in hierdie sonde sal inval nie. Help my asseblief dat hierdie nie sal gebeur nie. Help my. En die pastoor vra vir die lidmaat, is reg, maar vandat jy begin bid het jy en die vrou nog steeds interaksie gehad, het julle mekaar gebel? Lidmaat? Ja. Sy het mekaar gebel? Sy het gesels? Pastoor, vandat jy begin bid het jy nog steeds aanhou uitgaan saam met hierdie vrou? Middagetes? Lidmaat? Ja. Ket? Pastoor vat 'n boek, sit hom op sy tafel neer, wat sy vinger, en hy begin die boek vorentoe stoot. Maak sy oë toe. Here, asseblief Here, maak dat hierdie boek nie van die tafel sal afval nie. Here, ek smeek U, maak dat hierdie boek nie van die tafel afval nie. Here, ek wil nie hê dat hierdie boek van die tafel moet afval nie. Here, ek is kwaad vir U. Hoekom het die boek van die tafel afgeval? Dis die punt. Ons moet redding gaan uitwerk, daar moet aksie wees. Want God het in ons gewerk, hy het ons verander. Hy is besig om jou wil en jou begeertes te verander.
En wanneer jy hierdie aksie gaan doen, dan gaan dit voel asof jy is wat dit doen, maar jy het erken jy kan dit nie doen nie. Jy het vir God gevra vir hulp om dit te gaan doen. Jy vertrou God om dit te kan doen in jou. Jy vertrou sy beloftes, sy woord, en dan gaan doen jy dit. En laastens, dankie, dankbaarheid. Dank vir God vir alles. Dank vir God, elke keer as jy wel iets kan gaan doen het. Elke keer wat jy wel opgestaan het en jou Bybel gelees het, gebid het, wat ook al dit is. Jou vrou gedien het. En hierdie is die wonder van hoe God dit als by mekaar gesit het. Ons werk uit, maar omdat hy die een is wat in ons werk en die krag gee, is hy die een wat die heerlikheid daarvoor en die verheerliking daarvoor ontvang. Ons altyd dankie Here, dankie Here, dankie Here, ek kon nie. Dis nie 'n manier wat ek kan nie. Dis U gewees. Hy word verheerlik daardeur. So God het ons by mekaar gesit het. Ons moet ons redding gaan uitwerk, want hy is besig om dit uit te werk. En verstaan mooi, hierdie is nie 'n lysie, stap 1, stap 2, stap 3, wat jy soos 'n robot navolg nie. Hierdie is verhouding. As jy al geestelike groei het, dan het jy hierdie tipe van goeders doen jy in elk geval in jou lewe. Jy is besig om te besef, Here, ek het hulp nodig. Ek kan nie. Ek erken, ek kan nie uit my eie uit nie. Ek is afhanklik van U. Jy is die hele tyd besig om te bid en vir God te vra, help my, help my, help my. Jy is die hele tyd besig om te dink aan sy woord en te sê, ek vertrou U. Ek vertrou U skrif. Ek vertrou U beginsels. Ek vertrou U beloftes. Jy is die hele tyd besig om op te tree en te doen. Jy is die hele tyd besig om dankbaar te wees. Dis 'n verhouding. Dit moet uitkom. So God werk in ons. Dit is 'n wonderlike waarheid. God werk in ons persoonlik. Dit is bemoedigend. En daarom kan ons gaan uitwerk, kan ons redding gaan uitmyn, gaan uitleef. Mag jy, mag ek, mag ons hierdie week alles gaan insit om ons redding uit te werk, want God werk in ons. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons dankie vir U soewereiniteit, Here. Ek sit net en dink aan, ons het hierdie brief, omdat U besluit het Paulus in tronke gaan sit vir 'n lang tydperk. U besluit het dat hy voor Nero sal staan, en dat hy die interaksie met die Filippense gehad het, en die verhouding gehad het, en die brief geskryf het aan julle, Here. Ons dankie dat U vir ons U woord gegee het, en dat dit vir ons 'n lig kan wees vir ons pad, Here. Dat U woord gebruik om ons te groei. Ons dankie, Here, vir die gemeente wat U gee, om ons te help, om ons te motiveer, om ons te vermaan, om ons te bemoedig, pad saam met ons te stap, Here. Here, ons help U. Ons dank U, Here, dat U ons help deur die Gees wat in ons is. Dat U werk in ons, Here. Ons dank U vir die Gees. Help ons, Here, om ons redding te gaan uitwerk, want U werk in ons. Help ons, Here, om ons wille te gaan verander, ons denke te gaan verander, want U is besig om ons denke te verander. Help ons, Here, om te gaan werk, want U werk in ons om te wil en om te werk na U welwaar. Help ons, Here, dat ons U sal verheerlik met ons lewens. Amen.